Vader in die hemel, ons het U lief. Ons het U hartlik lief. Ons het U lief met verstand. Ons het U lief met hart. Ons het U lief met hande. Met ons hele wese. En tog weet ons dat dit nie ons liefde vir U is nie, maar U liefde vir ons. Onvoorwaardelike liefde wat U aan ons bewys het. Toe ons nog in ons sonde dood was. Toe ons nog soos Israel van ouds wederstrewig was, hardkoppig in ons sonde voortgelewe het, besmet deur die erfsonde, sê U vir ons: ek het julle lief gehad. Ek het julle lief gehad. Spreek, ek is van die leerskare. Daardie liefde, Vader, beleef ons elke dag in ons lewe. Nie net wanneer dit met ons goed gaan. Daardie liefde, inteendeel, beleef ons eers wanneer die beproewinge, die swaar kry, die ellende, en die siektes, en die armoede, en die depressie in ons lewe begin inspoel. Wanneer daardie omstandighede wat vir ons om 'n hoek wag, wat ons nie gesien kom het nie, wat ons nie verwag het nie, ons onkant betrap en ons voel asof die golwe oor ons spoel en ons gaan verdrink, want ons lewensbootjie het gesink. Dan kyk ons op en ons sien een wat op water loop. Ons sien die koning van alle konings wat bevel gee, winde tot bedaring bring, golwe laat sak. En ons weet, Vader, dat al is dit nie nou die geval in ons lewens nie, al is daar storms na alle kante toe, midde in die storms, het ons die een wat by ons is. Jesus die Christus. En U gee vir ons die Heilige Gees, om ons deurgaans daaraan te herinner. U gee vir ons die Heilige Gees wat ons laat deel kry aan al hierdie weldade wat Jesus Christus ons kom bewys het. Wat insluit sy ewige offer aan die kruis op Golgotha. Vader, nou is ons harte vol dankbaarheid, en ons dankbaarheid gaan gepaard met liefde vir U. Wanneer ons vanoggend hier byeen is, dan is dit ook 'n manier van ons om vir U te wys dat ons reageer op die liefde wat U vir ons eerste gehad het. In die sin dat ons dankbaar is, dat ons U woord wil hoor, dat ons in die geloof wil toeneem, dat ons vir die wêreld kan wys, ons is nie soos hulle nie, nie beter nie, ons is nie fariseërs nie, maar nog steeds, ons kan 'n ewige, onvoorwaardelike liefde aan die wêreld gaan bedien. 'n Wêreld wat net voorwaardelike liefde ken. 'n Wêreld wat liefde kom goedkoop maak het. Deur die media, deur televisieprogramme, deur nuusgebeure. Dank ons U, Heer, dat U liefde vir ons nooit verkoel nie en nooit sal vergaan nie. En dit sien ons, wanneer ons nou vrygekoop is, wanneer al ons sonde van ons al weggeneem is, en wanneer U vir ons sê, julle was purper en skarlaken en bloedrooi. Ek het julle witter gemaak as wol, as sneeu. Ons harte is lig, Vader, want ons siele kan nie rus kry, as ons siele nie by U kom rus nie. Dankie vir hierdie rusdag. Dankie vir hierdie rusgeleentheid vir ons siele, waar ons nou U woord saam kan bestudeer.
Dit alles vra ons in smeking en in danksegging. In die naam van Jesus Christus, hy wie ons harte en sinne bewaar. Hy wat ons die shalom, die vrede gee, wat alle verstand te bowe gaan. Amen. Geliefde kind van God, ons gaan saam lees uit die brief wat Paulus vir die gemeente in Rome geskryf het, hoofstuk 8. Dit is 'n opbou uit die hele Romeinebrief na hoofstuk 8 toe. Die feit dat Paulus hier vir gelowiges sê hoe God te werk gaan om ons van ons sondige bestaan, ons bestemming na die ewige hel oor te kry, na die ewige lewe toe. En dan kry ons in Romeine 8 hierdie juweel van vers 31 af. Wat sal ons dan van al hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldigings inbring teen die uitverkorenes van God? God is die een wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja. Nog meer, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking, benoudheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of die swaard? Soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood. Ons is gereken as slagskape. Maar in al die dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het. Want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenswoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Ek dink dit is baie duidelik in hierdie paar verse wat ons saam gelees het, dat dit soos in die tema ook vervat is, nie ons liefde vir u nie, maar u liefde vir ons. Geliefde gemeente van Jesus Christus, as daar een woord is vandag wat se betekenis ons eintlik nie meer baie mooi verstaan nie. As daar een woord is vandag wat deur die wêreld verskriklik goedkoop gemaak word, dan is dit die woord liefde. Ons praat baie keer sommer oor goed as liefde. Ons praat van eerste liefde en om verlief te wees. Ons praat van ek het 'n liefde vir kuns. Ons praat selfs van ek is lief vir sjokolade. Hoe oppervlakkig. Hoe min weet ons werklik waar van liefde af. En so gooi ons 'n woord wat 'n hemelse oorsprong het, gooi ons oppervlakkig aards rond in die modderpoele van hierdie wêreld. Menslike liefde is broos. Menslike liefde is tydelik, dis op en af, dis voorwaardelik, ja ek sê jou lief hê, maar al reken ons dit nie altyd nie. Dit is nie hoe liefde behoort te werk. Maar dit is wêreldse liefde, gaan kyk maar. Ek is lief vir jou want jy is mooi. Ek is lief vir jou want jy's oulik. Jy het baie geld. Jy's vol pret. Ek moet lief wees vir jou want jy's familie, ek het jou nie gekies nie. Ek het jou maar gekry. Vandag is ek bietjie liewer vir jou, dan gebeur daar vanmiddag of vanaand iets, môre verander dit. Dis wêreldse liefde, dis die mens. En in teenstelling met hierdie verdraaiing van wat liefde behoort te wees, kom God nou in jou lewe in en hy sê vir jou in Efesiërs 3:17 tot 19, sodat Christus deur die geloof wat in julle harte kom woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is.
Dit is wat liefde behoort te wees. Jy is gewortel en gegrond in 'n ander tipe liefde. Sy liefde is omdat hy jou wil lief hê. Hy kies om jou lief te hê. Hy besluit doelbewus, ek gaan hierdie kind van my lief hê. Want dit is wat God in sy wese is. 1 Johannes 4 vers 16. En ons het die liefde van God leer ken en geglo. God is liefde. En hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. Hy wat haatdraand lewe, hy wat met die woorde pragtige liefdesverklarings en belydenisse kan maak, maar wat dit nie wys nie, is 'n leienaar. God sê, ek is liefde. En wie in die liefde bly, bly in my en ek in hom. Dit is sy wese. Dit is nie iets wat God voel nie. God voel nie liefde nie, hy is liefde. En sy liefde is onvoorwaardelik. Sy liefde is konstant. Waar die mense liefde dit doen God se liefde dit. Is konstant. En dit is perfek. En weet jy wat is die mooi van Romeine 8? Jy kan nie God se liefde vir jou beïnvloed nie. Jesus het nou nie na die kruis gegaan op Golgotha en sy liefde vir jou op grond van dit wat jy kom doen het nie. Enige invloed wat jy op hom geplaas het deur vir hom te sê, nou moet u maar, want u is in die skuld by my, want dis hoe aardse liefde werk. Ek het vir jou gedoen, so jy moet maar vir my doen. Romeine 5 vers 8 stel die teendeel. Hy sê, maar God bewys sy liefde vir ons daarin, dat Christus gesterf het. Wanneer? Toe ons nog sondaars was. Toe ons nog sondaars was. Toe ons nog haatlik was. En die haat verdien het wat van God kom. Toe het hy sy liefde aan ons bewys. Selfs in die Ou Testament. Israel is nie 'n maklike volk om lief te hê nie. Ons lees dit deur die hele geskiedenis. En tog sê God, ek het jou lief, ten spyte van wie jy is. Deuteronomium 7 is so mooi. God sê vir hulle, ek het 'n welgevalle aan julle gehad, en julle uitverkies. Nie omdat julle meer was as die ander volke nie. Daar sê God dit vir hulle, moenie dink, dis julle nie. Nie omdat julle meer was as die ander volke nie, want julle was die geringste onder al die volke. Maar omdat die Here julle lief gehad het. En hoe verwronge is ons idee van God se liefde nie, omdat dit beïnvloed word deur wat die wêreld vir ons sê wat liefde is. Jy kyk baie keer na mense en dink, hulle het geld, hulle het 'n goeie lewe, hulle het goeie gesondheid, hulle het 'n goeie werk, hulle het 'n gelukkige familie, dit gaan goed in hulle huwelike, en dan dink jy op jouself, maar God moet hulle seker daarom baie lief hê. Of jy kyk hoe baie probleme het jy self. Jy kyk na jou eie siekte. Jy kyk na jou eie werk wat jy verloor het. Jy kyk na jou eie familie wat uitmekaar val en huweliksprobleme dag op dag. En dan dink jy by jouself, maar God het my seker minder lief. Vers 28 van hierdie hoofstuk, daardie bekende woorde, en ek wil hê jy moet dit nooit vergeet nie, bewys vandag vir jou die teendeel. Daar staan, en ons weet, is nie 'n opinie nie, ons weet, dat vir hulle wat God lief het, en die volgende woordjie gaan jou lewe verander. Alles, nie net die goeie nie, die slegte ook. Alles ten goeie laat meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Een ding wat ons in ons koppe moet kry, Sondag 10 van die Heidelbergse Katekismes, wat praat oor God se voorsienigheid in vrugbare en in droë jare, in siekte en in gesondheid, in rykdom en in armoede. Alles laat God vir ons ten goeie meewerk. Hoekom? Want hy het ons lief. En omstandighede het niks te doen met God se liefde vir jou nie. Ek gaan dit weer sê. En as jy niks kan onthou nie, onthou dit. Omstandighede, jou omstandighede,
in jou lewe het niks te doen met jou liefde, God se liefde vir jou nie. Alles kan in jou lewe verkeerd loop, soveel so dat jy vanaand onder 'n brug op koerantpapier moet slaap. God het jou steeds lief. Hy het jou nie minder lief as wat hy jou sou gehad het as hy jou 'n huis gegee het. As jy 'n apparaat soek om God se liefde vir jou te meet, moet asseblief nie na jou omstandighede kyk nie. Moenie na ander mense se omstandighede kyk en sê, maar kyk hoe lief het God hulle nie. Dis nie God se standaard om liefde te meet nie. Dis ons standaard om liefde te meet. Ons het hierdie lief, so ons gee vir hulle maar aardse middele en goed soveel as wat ons kan, nie God nie. As jy God se liefde vir jou wil meet, moenie na jouself kyk nie, moenie na jou omstandighede kyk nie, kyk na die kruis op Golgotha. Aardse liefde sê, ek het jou lief omdat. Hemelse liefde sê, ek het jou lief ten spyte van. Ons hoor baie mense sê baie keer, ja, die God van die Ou Testament se wrede God. Dis 'n God wat hou van oorlog en doodmaak. Dis soveel verskillend van die liewe Jesus van die Nuwe Testament. Maar in die Ou Testament al, lê die basis van God se liefde vir jou. Hy sê dit in Jeremia 31 vers 3 vir jou vandag. Die Here het aan my verskyn uit die verte. Ja, ek het jou lief gehad met 'n ewige liefde. Daarom het ek jou getrek met goedertierenheid. En dit is hierdie liefde waarvan Paulus nou skryf, geliefde kind van God uit Romeine 8 vers 35. Hy vra, wie sal ons skei van hierdie liefde van Jesus Christus? Die woord skei hier, chorizo, beteken eintlik, wie sal afstand of spasie bewerk tussen my en Jesus Christus? Wie sal dit kan doen? Daar gebeur dinge in huwelike, daar gebeur dinge in broers en susters se verhouding, daar gebeur dinge in vriende en kollegas, kinders en ouers se verhoudings met mekaar. En dan is die persone na dit wat gebeur het, nie dalk nie meer so naby aan mekaar soos wat hulle was nie. Maar as dit by God kom, sê hy vir ons, daar kan nie skeiding, daar kan nie spasie kom tussen my en die een wie ek lief het. Wie kan ons skei? Wie kan spasie bewerk tussen ons en Jesus Christus? En om ons te help om God se onafskeidbare liefde te verstaan, gee die Heilige Gees nou vir ons baie vrae. So wie skaam te wees om vrae te vra nie. Die Heilige Gees vra, wat sal ons nou van al hierdie dinge sê? Vers 31. As God vir ons is, die tweede vraag, wie kan teen ons wees? As God vir jou is, maak dit regtig saak wie teen jou is. En dan kom daar baie keer in ons lewe ook 'n vraag. Ons vra hierdie vraag, ons vra dit net op ander maniere. As almal dan teen my is, waar is God? Maar die vraag, het God se liefde vir jou in gedagte? So die vraag is nie of jy alles kan hanteer wat die lewe na jou kant toe gooi nie. Die vraag is of God dit kan hanteer wat hy in jou lewe beskik en toelaat. Want God gebruik alles wat in ons lewe gebeur, alles, die slegte ook, ten goeie. Hoekom sê Romeine 8? Omdat hy ons liefhet. So die vraag is nie of God my probleme kan hanteer nie, maar of hy wil. En hy wil. Jy kry die antwoord uit vers 32. Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie ook al hierdie dinge genadiglik vir jou gee nie? In sy liefde het God alles kom gee. En daardie alles word genoem, daardie alles is nie iets nie, dis iemand. Sy seun Jesus Christus. As God jou dan so liefhet, geliefde kind van God, as hy jou so liefhet, dat hy dit vir jou sal doen, waarom twyfel jy oor die omstandighede waarin jy nou op hierdie oomblik is in jou lewe?
Waarom vergeet jy dat God ook saam met Jesus Christus al die ander dinge genadiglik aan jou wil skenk en dat dit vir jou ten goeie sal meewerk? In vers 33 vra Paulus verder: wie sal die beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? Weereens, dis nie hoe God se liefde werk nie. Mense se liefde werk so. Jy het dit seker al opgelet in jou lewe. Mense kritiseer, mense veroordeel, mense skinder, hulle is ontrou, hulle vind fout, hulle verkleineer, hulle beledig, hulle sal enigiets doen wat hulle kan onder die dekmantel van liefde. God is nie so nie. Wie kan 'n beskuldiging inbring as God jou liefhet? Niemand nie. Nie eers die Satan. Weet jy wat beteken die woord Satan? Aanklaer, beskuldiger. En hy kom doen dit met Job, gaan in die hemel in en hy sê vir God: ja, kyk lekker hoe vroom is hierdie man. Raak aan sy goedjies, sal jy sien hoe vinnig draai hy. Beskuldiging. In Openbaring 12 bring hy beskuldigings in teen die bruid van Jesus Christus. In Sagaria 3 is hy in die hemel besig om die hoëpriester Joshua te beskuldig. Hy is die hele tyd besig om beskuldigings in te bring. Omdat God jou liefhet, vra hy vanoggend: wie kan beskuldigings inbring teen die uitverkorenes van God? Satan se hele lewe. God luister nie. God, deur sy liefde, wil nie meer foute probeer uitwys nie. Ons as mense is lief daarvoor. Ons kan dit baie goed regkry. Ons is lief daarvoor om foute uit te wys. Maar nou staan daar in Kolossense 1 vers 28: hom verkondig ons, terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig, om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel. Weet jy wat beteken dit? Beteken, God kyk na jou en hy sien nie jou. God kyk na jou grootste sondes wat jy al in jou lewe gedoen het. En hy sien dit nie raak nie. Hy sien wat Kolossense 1 sê. Jy's volmaak in Jesus Christus voorgestel. En Jeremia bevestig dit 31:34, want ek sal hulle ongeregtighede vergewe en aan hulle sondes nie meer dink nie. Wêreldse liefde doen dit nie. Wêreldse liefde hou daarvan om die ou koeie te gaan haal. God sê: wie kan beskuldigings inbring? Ek wil aan jou sonde nie meer dink. God het jou so lief dat niemand anders se opinie saak maak nie. Niemand kan God van plan verander oor jou nie eers die Satan nie. Wie kan ons veroordeel? Vra Paulus in vers 34. Wie sal ons skei van die liefde van Jesus Christus? En nou noem hy 7 dinge, praktiese, konkrete goed wat jy in jou lewe dalk al beleef het. Hy vra: kan verdrukking my skei van die liefde van Jesus Christus? Hierdie woord beteken dat die lewensomstandighede jou so druk, dink aan 'n lemoen wat versap word, of een of ander vrug, dat daai pers so hard druk dat die vrug totaal en al uitmekaar uitspat en jy net sien pitte trek en sap loop. Kan dit jou skei van die liefde van Jesus Christus as die lewe jou begin druk? Nee. Kan benoudheid jou skei van die liefde van Jesus Christus? Die stenogoria wat hiervan gepraat word, hierdie innerlike druk en angs, hierdie nagte wakker lê en rondrol, hierdie angsaanvalle en bekommernisse, kan dit jou skei van die liefde wat God vir jou het? Nee. Kan vervolging jou skei? Dit wat mense jou aandoen, jou sleg sê, jou onregverdig behandel omdat jy 'n verhouding met Jesus Christus het, valse aantuigings en skindery? Nee. Kan honger jou skei? As jy vanaand honger moet gaan slaap, beteken nie God is minder lief vir jou nie. As jy nie meer geld het om klere te koop nie, naaktheid. Nee, dit gaan oor fisiese sekuriteit. Dit kan verdwyn. God se liefde nie. Kan gevaar of die swaard in hierdie land waarin ons bly, waar jy om elke hoek en draai agter jou ook moet kyk. Kan gevaar of die swaard jou skei van die liefde van Jesus Christus? Nee.
So Paulus praat hier van dinge, en hy's nie 'n rusbankskrywer wat daar iewers in 'n kantoor sit en vir hulle sê, toe maar Christus is lief vir jou nie. Hy het 6 van hierdie 7 goed het hy al in sy lewe beleef. Prakties, deurgegaan. Dis nog net die dood met die swaard wat vir hom voorlê, en 'n paar jaar later sou dit gebeur. As dit wat hier genoem word, jou nie van God se liefde kan skei nie, sal niks jou van God se liefde skei nie. Soos ek reeds gesê het, Paulus praat hier uit ervaring. Hierdie 7 dinge in jou lewe kan nie spasie bewerk tussen jou en Jesus Christus nie. Want deur hierdie dinge ook, wat met jou gebeur, bring dit meer van Christus na jou toe, en dit vat meer van Christus na jou toe. Filippense 1:29, omdat dit aan julle ter wille van Christus genadelik gegee is, om nie alleen in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly. Ons vergeet dit so maklik. Dit is lekker om te glo, deur die geloof. Sola fide, geloof alleen. Dis nie al nie. Dis nie al nie. Ons is nie net genadiglik aan Jesus Christus deur die Vader gegee om in hom te glo nie, maar ook om vir hom te ly. En dan noem Paulus hierdie 7 dinge in jou lewe wat lyding veroorsaak, en hy sê, selfs dit gaan jou nie skei van Jesus Christus nie. Dit is waarom vers 36 sê, om u ontwil word ons die hele dag gedood en is ons gereken as slagskape. Ons is geroep om vir hom te ly. Ons is slagskape. Maar dit maak ons nie dat ons minder liefgehê word nie. Dit is 'n pragtige aanhaling vir profetiese vervulling van Psalm 44:22 wat Paulus aanhaal. En nou wys hy dat dit nie 'n vreemde idee is om vir Jesus Christus te ly nie. Dit is nie 'n vreemde idee, honger, naaktheid, die swaard, al hierdie dinge wat hier genoem word nie. Paulus weet dat sulke swaar kry op die ou ende ook sal dien ten goeie. Romeine 8:28. As enige van hierdie goed na ons kant toe kom, geliefde kind van God, moenie aan sy liefde twyfel. Nee. Paulus vra in vers 31, wat sal ons van al hierdie dinge sê? En in vers 37 kry hy sy antwoord. Maar in al hierdie dinge, nie om al hierdie dinge nie, in al hierdie dinge, binne in jou naaktheid, binne in jou benoudheid, binne in jou hongerte, binne in jou gevaar, in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wie ons liefgehad het. Niks of niemand kan 'n wig indryf tussen jou en God se liefde vir jou. Vers 35 het gehandel oor die fisiese dinge in die lewe, wat jou nie van die liefde van God kan skei nie. Maar daar is ook geestelike dinge. Kyk na vers 38 en 39, sê Paulus, ek is versekerd. Daai woord versekerd beteken, ek het deur 'n proses gegaan in my lewe, ek het nie net maanskyn en rose gehad nie. Ek het grondpad geloop in my lewe, ek het deur 'n proses gegaan, waar ek oortuig geword het. Ek is versekerd nou, dat geen dood of lewe gaan saam met my deur dit wat hier genoem word. Geen dood of lewe. Met ander woorde, jou toestand. Of jy nou lewe of dood is, gaan jou nie skei van die liefde van God in Jesus Christus nie. Inteendeel, wanneer jy doodgaan, gaan jy heen om by Jesus Christus te wees, want dit is vir jou verreweg die beste. Of engele of magte of owerhede, wat is dit? Dis die bose agter die skerms aan die werk. Hulle wat hulle bes doen om jou los te ruk van Jesus Christus, sê Paulus, gaan dit nie reg kry nie. Trek die wapenrusting aan. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte in die lig. Engele of magte of kragte nie. Selfs dit gaan jou nie van die liefde van Jesus Christus kan skei nie. En dan vra Paulus die teenwoordige of die toekomende dinge. Dalk is daar iets in my lewe wat nog gaan gebeur in die toekoms. Wat gaan maak
dat God gaan sê, oef, ek kan jou nie lief hê nie. Nee, die teenwoordige dinge, vandag, of die toekomstige dinge wat nog kom, kan jou nie skei van die liefde van Jesus Christus nie. Dalk kan ons sê, astrologiese terme, hoogte of diepte. Dalk is God net te ver van ons al weg. Ons hoor as mense begin praat van ligjare. Die aarde is net so groot en God is so ver weg. Nee. Psalm 103 vers 11 sê, want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid, sy anders vertaal, sy verbondsliefde oor die wat hom vrees. God se liefde is groter vir jou as die afstand tussen hemel en aarde. En dan kom daar nog by hierdie lys by, nou sê Paulus, miskien het ons iets vergeet. Miskien laat ons iets uit. Wat word laaste genoem? Of enige ander skepsel, as hy dalk iets uitgelaat het. Niks kan ons skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Paulus is versekerd, dat hy het hierdie goed self deurgegaan. Dit is nie sy opinie nie. Dit is 'n geïnspireerde woord van God deur die Heilige Gees. Ek is versekerd, ek het geen twyfel met my nie. Die goed wat hier genoem word, dek alles in jou lewe. Alle moeilike omstandighede, alle magte en kragte en goed wat agter die skerms aan die werk is. Niks kan jou van God se liefde skei nie. Nie eers die bonatuurlike, wat jy nie kan beheer nie. Niks nie. Daar's nie 'n oomblik wat jy sonder God se liefde leef nie. Jy dalk al soos Adam en Eva in skaamte gaan wegkruip oor jou sonde. God het jou lief. Jy het in tye van jou lewe dalk al weggehardloop soos Jesus se disippels gehardloop het toe hy gevange geneem is. Hy het hulle steeds lief gehad. Jy het hom dalk verloon soos 'n Petrus op 'n stadium in jou lewe deur die verhouding wat hy met jou wil hê te minag, af te skeep, op te hou Bybel lees en te bid. Dan sê hy, dit gaan nie spasie bewerk tussen my en jou nie, ek het jou lief. Jy sit dalk vanoggend hier en jy twyfel soos 'n Thomas. God sê, ek het jou lief. Jy is nooit uit my gedagtes nie. Jy is nooit uit my sig nie. Hy sien die slegste in jou raak. En weet jy wat? Ten spyte daarvan, het hy jou lief. Daarom sê Jeremia 31 vers 3, ek het jou lief gehad, met 'n ewige liefde. Nie liefde wat kom en gaan nie. Nie goedkoop liefde van die aarde nie, van die wêreld nie. Ek het jou lief gehad met 'n ewige liefde. As jy op jou bed lê vol pyn en siekte, God het jou nie minder lief nie. As jy langs die graf staan van 'n geliefde vir wie jy baie lief was, en waaroor jy baie vra het en waarna jy baie verlang, God het jou nie minder lief omdat hy daai persoon weggevat het nie. As jy huil oor die finansiële druk in jou lewe wat net te veel word, God het jou nie minder lief nie. As jou familie uitmekaar geskeur word en jou huwelik is op die rotse, God het jou nie minder lief nie. Want liefde is nie iets wat God bewys nie. Liefde is wie God is. En sy liefde word nie gebaseer op wat jy doen nie, maar wat sy seun, Jesus Christus, reeds vir jou kom doen het. Daarom skryf iemand al in die 1800s hierdie pragtige gedig. Hy sê, U liefde vir my, o Christus, U liefde vir my, nie my liefde vir U nie, pleit ek, nie my liefde vir U nie. Dit is my sterke troos, dit is my jubelsang, U liefde vir my. En dit, geliefde kind van God, is die liefde wat die wêreld nie ken nie,
maar die liefde waarna die wêreld smag. Gaan dan uit en gaan leef hierdie liefde van vandag af, elke dag in jou lewe. Mag God jou deur sy Gees daartoe help. Amen. Vader in die hemel, U ken ons deur en deur. U ken dit wat ons vir mense probeer wegsteek, sodat hulle net nie minder van ons moet dink nie. Ken U. U ken ons grootste swakpunte. U ken ons grootste foute. U ken ons grootste sondes. En ten spyte daarvan sê U vir ons: ek het jou lief gehad met 'n ewige liefde. Omdat niks ons kan skei van die liefde wat U vir ons het in Jesus Christus nie. En daarom, Vader, bid ons nou, gee vir ons die regte verstaan van wat liefde is. Gee dat ons afstand sal doen van die goedkoop liefdesidee wat die wêreld vir ons probeer opdis. En dat ons van vandag af liefde sal gaan leef. Die liefde wat U aan ons bewys het. Dit alles bid, smeek en vra ons in die naam van Jesus die Messias. Amen.